Met ons skriflesing vanmôre uit Lukas 15. Lukas 15, baie bekende verhaal van die verlore seun. Ons gaan lees vanaf vers 11 tot 24. Vers 11 tot 24, maar voor ons lees gaan ons net saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ja, Here, ons gebed is dat U die ewige God, U wat ook gevra het en in die gebooie ingesluit het, dat U naam nie ydelik gebruik mag word. Dat U sal gee, Here, dat ons hierdie naam sal heilig. Want U is die ewige God, die onveranderlike, die een wat 'n ontoeganklike lig bewoon. U wat in U hemel geen sonde of geen onreinheid toelaat nie, want U is die heilige. U is nie soos wat dit hier in die wêreld is, waar daar soveel sonde en boosheid is nie. Maar U is heilig, Here. En U roep elkeen wat U volg ook om heilig te wees, soos wat U heilig is. U roep die kerk daartoe op. Ja, Here, ons bid dat die koninkryk sal kom. Die koninkryk wat U kom vestig het toe U hier op aarde was dit so deel van die prediking dat U gesê het, die koninkryk van God het naby gekom. Want U is die vervulling van die koms van daardie koninkryk. En dat ons harte ook vol sal wees van U heerskappy, van U koningskap. Want U het ook gesê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. En daarom is ons gebed, Here, dat ons ook daardie hart sal hê, dat U koninkryk nommer 1 sal wees, nie ons eie koninkryk nie. So dikwels bou ons net ons eie koninkrykie, ons eie wêreld. Wat op die ou einde tot niets sal gaan, maar U koninkryk is 'n ewige koninkryk, wat nooit sal vergaan nie. En dat ons deel daarvan sal wees, Here, en dit sal soek. Ons vra ook, Here, dat U wil sal geskied. In die hemel net so op die aarde. Ja, Here, U wil, wat die volmaakte wil is. Ja, Here, dat hier op aarde elkeen doen wat goed is in hulle eie oë. Maar dankie dat U 'n volmaakte wil het, die wil van God, soos U vir ons dit ook in U woord gegee het om vir ons die pad aan te wys. Die ewige wil van God, die onveranderlike wil van God. Ja, Here, dat dit ook sal geskied. Dankie dat U soewerein is. Dat U die een is wat op die troon sit, wat heers, wat regeer tot in alle tye. En dat daar niks sal gebeur sonder U wil en sonder U werking nie. Dat niks buite beheer is nie. Al lyk die wêreld asof dit in chaos is, weet ons, Here, dat U, die soewereine God, hierdie wêreld stuur na sy einde toe. En dat niks buite U beheer is nie. Dat U steeds met 'n plan besig is. En ons bid, Here, dat dit sal geskied. Ook in ons eie persoonlike lewe, ook in die lewe van die kerk, van elke mens. U wil. Ja, dat ons soos Jesus sal bid, nie my wil nie, maar U wil. Wees dan so met ons, Here. Ook as ons hier is vanmôre, ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie, hulle wat op die paaie is, hulle wat nog met vakansie is, dat U ook met hulle sal wees, vir hulle ook veilig sal bewaar en veilig sal terugbring. Bid ook vir hulle wat siek is en hulle wat beproef word. Here, U ken elkeen van ons se nood, elkeen van ons se behoefte, dat U vir ons ook U genade sal toon. Ons vra dit net om Christus ontwil. Amen. Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. En nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe.
nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop toe hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom ook skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Gemeente, hierdie is 'n baie bekende verhaal. Ons almal het met hierdie verhaal groot geword. En dit is altyd goed om net weer na hierdie verhaal te kyk, terwyl ons ook besig is om die afgelope paar Sondae te kyk na mense wat 'n ontmoeting met die Here gehad het. Wat gebeur in daardie ontmoeting? Wat beleef die mense? Wat is belangrik in hierdie ontmoeting met God? En ons het ook gesien dat die Here ook uitreik na mense, dat hy spesifiek vir daardie doel gekom het. Ons is ook in die lydenstyd, is binnekort Paasfees, en dat ons ook dink rondom die doel van Jesus se koms. Waarom het hy gekom? Hy het gekom om te sterwe. Toe hy gebore was, was dit met die doel op die kruis en die opstanding. En daardie doel word dan ook baie duidelik deur die Jesus uitgespreek as hy sê, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. In die konteks van hierdie hoofstuk 15 sien ons dat die twee vorige gelykenisse ook gegaan het oor 'n verlore muntstuk en 'n verlore skaap. En hoe daarna gesoek was en die blydskap wat daar was as dit gevind is. En ook as ons na hierdie verhaal kyk, is dit belangrik om ook na die konteks te kyk, want hier is baie sosiale en kulturele voorveronderstellings wat tipies was van die mense in die antieke Ooste. Hoe hulle gedink het, hulle het op 'n sekere manier gedink, soos ons vandag en sekere kulture op sekere maniere dink, so die mense van daardie tyd ook sekere taboes gehad en wyse hoe hulle rondom menseverhoudings gedink het. En soos die gelykenis van die verlore skaap en die verlore muntstuk uitbeeld die vreugde oor iemand wat gered word, oor 'n verlorenes, so ook hierdie verhaal. Die eerste twee is gesê, God soek dit wat verlore is. Maar in hierdie een is die fokus eerder op die menslike aspek. Die mens se sonde, sy verwerping, berou en sy terugkeer na God. Eintlik 'n dramatiese, aangrypende verhaal van desperate berou, maar ook van God se liefde. Ek dink in hierdie verhaal is daar iets wat uitstaan, dan is dit God se liefde vir verlorenes wat na hom toe kom. Soos wat hy gekom het om te soek en te red wat verlore is, so ontvang hy mense wat verlore is en na hom terugkeer met blydskap. Hierdie verhaal draai om 3 karakters. Die jonger seun, die pa
en dan die oudste seun. En hoe hulle in daardie kultuur gefunksioneer het. En die prioriteite van daardie kultuur was om eer te soek en skande te vermy. Sien, dit is miskien baie anders as vandag. Baie mense gee nie meer om, is skaamteloos hoe hulle lewe. In daardie tyd was dit belangrik om binne jou gemeenskap met eer te lewe en skande te vermy. En dan in die oë van die skrifgeleerdes en die fariseërs sien ons dat die vader in hierdie verhaal, die pa, eintlik baie skandalig optree. Sien in hierdie verhaal dan die oudste broer, die jongste broer, en dan eintlik, en daarbey gaan ons nie vanmôre uitkom nie, die belangrikste een, die oudste seun. En hoe hy verteenwoordiger is eintlik van die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat 'n wettiese en 'n werke godsdiens geleef het. Ons sien in vers 12, hier die jongste seun, disrespekvol, selfsugtig, kom na sy pa. En die jongste seun het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy die goed tussen hulle verdeel. Dat Jesus begin die gelykenis deur 'n man wat 2 seuns het te beskryf. Ons weet almal die titel in baie Bybels is ook die gelykenis van 'n verlore seun. Dat hierdie verlorenheid eintlik beteken verkwistend. Iemand wat buitensporig selfbehep is, roekeloos. En dis die beskrywing van hierdie jong seun se lewe. Hy kom met 'n verstommende versoek na sy pa toe. Gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Nou die skrifgeleerdes en die fariseërs wat dit gehoor het, sou geskok gewees het oor so 'n eis. Dit was eintlik skandelik. Dit was ongehoord. Dit het eintlik getoon 'n gebrek aan respek, aan liefde, aan dankbaarheid teenoor sy pa. Die godsdienstige mense sou baie duidelik gesê dis onaanvaarbaar, want dit gaan teen die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. En vir 'n seun om so versoek tot sy pa te rig, was amper gelykstaande daaraan om vir sy pa te sê, hy wens eintlik hy's dood. Omdat 'n erfgenaam normaalweg eers na sy pa se dood hierdie erfdeel sou ontvang, was hierdie versoek eintlik so erg geweest dat die seun eintlik so min van sy pa gedink het en soveel disrespek gehad het, dat hy eintlik daardeur gesê, ek wens hy's dood. Omdat sy pa steeds in beheer van die eiendom was dit vir hierdie seun eintlik 'n struikelblok. Hy het sy eie planne, hy het sy eie ideale, maar nou staan sy pa eintlik in sy pad en hy wou die vryheid hê om die gesin te verlaat en sy eie selfsugtige begeertes na te jaag. Normaalweg sou 'n pa met so 'n seun, wat hierdie seun so genader is, eintlik miskien daarin gedink het om hom te onterf. Of, soos ons later sien, soos die oudste seun ook sê, om eintlik as dood te beskou. Die jonger seun se onverantwoordelikheid word ook eintlik bevestig as hy hier praat van die eiendom. Dan bedoel hy eintlik daardeur die erfenis. Die erfenis. Dit dui daarop dat hy nie belang gestel het in die verantwoordelikheid daarvan om die erfdeel soos dit van geslagte na geslagte oorgedra word, op te bou en verder uit te brei nie. Hy het nie daaraan gedink nie. Hy wou dit sy eie maak. Hy wou nie die familie verder verryk en laat groei nie en 'n toekoms vir homself en sy kinders en die res van die familie bou nie. Hy wou dit verkoop vir sy eie plesier. Nou die nuus van hierdie arrogansie van hierdie seun
moes seker die hele dorp deur versprei het. En mense sou verwag het dat die pa eintlik woedend sou wees en nie die seun sou dissiplineer, maar die verrassende is, die pa doen dit nie. Hy gee toe aan die versoek van sy seun en die besittings word verdeel tussen die twee seuns. Nou hierdie woord besittings, bios, verwys eintlik ook na fisiese lewe. Dit dui op alles wat die vorige geslagte opgebou het en na die huidige geslag oorgedra het. En dit word dan nou vir hierdie jongste seun op sy versoek gegee. In plaas van die pa hom bestraf, gee hy vir hom wat hy wil hê. Dit eintlik vir ons wys ook dat God nie vir u en my gaan terughou as ons die pad van sonde en van die verkeerde kies nie. Die Here gee vir ons nie, hou ons nie terug met bande om ons aan homself te verbind nie. Nee, hy laat jou in die vryheid gaan op die pad wat jy kies. As jy die pad van sonde kies, as jy die pad van die weg van die Here kies, dan gaan hy jou laat gaan. Lees selfs in Romeine hoofstuk 1 dat die Bybel vir ons sê dat God kan die mens selfs oorgee aan sy eie keuse en sy eie wil en sy eie sonde. As jy dan die pad van vernietiging kies, dan moet jy dit stap. As ons eie begeertes bo God se wil kies, dan vervreem ons onsself van hom en dan kom 'n geestelike leegheid. Ons sien hierdie jare van die rebellie van hierdie jong seun in vers 13 en nie baie dae daarna het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. Sonder om tyd te mors, het hy die goed bymekaar gemaak. Eintlik impliseer hierdie erfposie het hy gaan verkoop. Die kontant was vir hom meer waardevol, want dan kon hy na 'n ander land beweeg, na 'n ander land reis, weg van almal af om sy eie lewe van sondigheid te leef, weg van sy familie en weg van die bekendes. En as dit nie erg genoeg was dat sy vader verneder is deur hierdie daad, het hy nog gaan bly ook in 'n heidense land as 'n Israeliet. Hy wou sonder enige aanspreeklikheid leef. Hy wou in duisternis ingaan. Eintlik simboliseer sy dwaasheid. Dat 'n mens kan dink jy kan wegvlug van God en dat hy jou nie sien nie. Jy kan dinge doen in die duisternis en jy dink God weet nie daarvan nie. En mens sien ook hier iets van wat Johannes beskryf as hy sê, selfs toe Jesus na die wêreld gekom het as die lig, die mense die duisternis liewer gehad as die lig, en hy wou nie aan die lig geopenbaar word nie. Die mens wat in sonde leef, kies duisternis. En so hierdie jong man. En na die aankoms in daardie ver land, het hy sy rykdom verkwis en losbandig gelewe. Die Griekse woord sê eintlik om te verstroei. Hy het sy geld gemors, roekelose lewe in sondige genot. Soos die Bybel ook sê, die genot van sonde is baie keer net vir 'n tydjie. Dis nie lank nie. Soos Hebreërs 11 vers 25 sê van Moses, hy het gekies om nie die genot van sonde wat net vir 'n tydjie is nie, hy het eerder gekies om die pad van die Here te stap. En toe hierdie seun se geld op was, was die partytjie ook verby. Sy vriende wat saam met hom fees gevier het hom ook verlaat, want hulle was net vriende terwyl hy nog geld gehad het. En toe asof dinge nie erger kon raak nie, kom daar nog 'n ramp. Iets buite sy beheer, 'n hongersnood breek uit in daardie land. Nou in die antieke wêreld was hongersnood een van die mees gevreesde rampe wat maar kan kom. Israel moes dikwels vlug
om kos in die hande te kry. Mens dink aan die tyd van Josef en Jakob, toe daar droogte was en die Here beskik het dat Josef in Egipte was en die kos en die koring kon voorberei en opstapel voor die groot hongersnood gekom het. En vir die eerste keer in sy lewe was hierdie seun werklik behoeftig. Hy het altyd oorvloed gehad terwyl hy by sy pa was. Maar nou skiet hy tekort. Deur sy eie slegte besluite, gekombineer met hierdie hongersnood en eintlik 'n ondenkbare vlak van ellende het oor hom gekom. Hy het sy gesin versaak. Sy goeie vriende, sogenaamde vriende, het hom versaak. Hy was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Hy was sonder hulp en sonder hoop. Hy het alles verloor, sy geld, sy waardigheid, sy krag. Gemeente, dit is waartoe sonde op die ou einde lei in jou lewe. Dit bring vir jou op hierdie desperate vlak. En as dit nie in hierdie lewe is nie, sal dit oorgaan tot die lewe hierna. Maar ten spyte van sy omstandighede, was hy nog nie gereed om homself te verneder nie. Of huis toe te gaan nie. En vergifnis te vra nie, maar in plaas daarvan maak hy toe eintlik 'n desperate plan. En hy gee homself uit, hy verhuur homself uit aan 'n burger van daardie land wat hom gestuur het om varke op te pas. Nou vir 'n Joodse man om varke op te pas was half ondenkbaar. Dit was vernederend. Die woord wat vertaal word met gehuur hier het eintlik beteken in Grieks was vasgegom gewees. Hy was nie eintlik 'n werker nie, wat 'n volwaardige loon ontvang het nie. Hy was soos iemand wat aan die werkgewer gekleef was. Dit was asof dit sy laaste poging tot oorlewing was. Hy het geen werkskontrak gehad nie, hy was 'n bedelaar en eintlik 'n hardnekkige bedelaar soos mens baie keer ook in die wêreld kry wat net aanhou en hy kleef aan jou. En hy het geweier om hierdie man te laat gaan en om van hom ontslae te raak. Het hierdie eienaar hom gestuur om varke op te pas, waarskynlik met die bedoeling om hom nooit te betaal nie, en het daar tussen die varke geleef. Hy moes kompeteer met die pele van die varke. Selfs sy poging om te bedel het misluk. Hierdie jonger seun se gedrag is eintlik 'n voorbeeld van die mens in sy sonde. Sy sondige begeertes. Dat die sonde bring vir jou dikwels tot 'n desperate, 'n hopelose toestand waarin jy bevind. Om teen God te sondig is 'n opstand teen sy vaderskap, sy eer. Jy minag hom. Jy minag sy liefde, jy versmaai dit, jy verwerp dit. Nie vandag as mens kyk hoe mense teenoor God optree nie. Is dit nie wat die Bybel sê in Romeine hoofstuk 1 nie, hulle eer en dank hom nie as God nie. Daar's 'n hemelse Vader, 'n God in die hemel wat vir jou sorg, wat vir jou lei van dag tot nag, maar jy respekteer hom, jy minag hom, jy versmaai sy liefde en sy sorg, jy gee hom geen dank nie, jy verwerp dit, jy draai jou rug op hom. Dis wat 'n onbekeerde mens doen. Jy wil nie onder sy heerskappy staan nie. As die Here vir jou sê maak so, dan maak jy so. Eintlik is daar 'n haat in jou hart teenoor hom. Jy wens dat hy nie bestaan nie. Jy weier om hom lief te hê. Jy bring skande oor sy naam. En die gawes wat hy jou gee, vermors jy op jouself. Want jy dink dit gaan net oor jou. Jy dink alles wat God jou gee, jy sê gawes wat hy jou gee, die oorvloed wat hy jou gee, die sorg wat hy jou gee, dink jy dit gaan net oor jou. En jy gebruik dit net vir jouself, vir jou eie lewe. En om jouself te bevredig en jy geen tyd en plek vir God in jou lewe nie. En as gevolg hiervan
word mense geestelik bankrot, leeg, hulpeloos. Nêrens om heen te draai nie, niemand om te help nie, en op pad na die dood. Maar daar's 'n oplossing, en dit het in hierdie jong seun se lewe gekom. En is baie keer eers op hierdie punt wat 'n mens gehelp kan word. Baie keer is daar mense wat hulp soek, maar nie regtig. Hulle wil Christene wees, maar op hulle voorwaardes. Hulle het nog so ietsie wat hulle oor, hulle agterdeur wat hulle nog oop hou. Hulle wil nog 'n bietjie aan hulle eie lewe en hulle eie selfsugtigheid en hulle eie sonde bietjie vashou. Op daardie punt kan God jou nog nie help nie. Maar hierdie seun moes kom, ons sien in vers 17. Maar hy het tot homself gekom. En gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Hy het tot homself gekom. Waar ons die laaste paar Sondae gekyk het na mense wat 'n ontmoeting met Christus gehad het, dis waartoe jy moet kom, tot jouself, tot jou sinne, tot 'n geestelike ontwaking. Jy moet besef die werklikheid van jou toestand voor God. Hy het hier begin insien, eers op hierdie punt tussen die varke, hoe ver hy geval het, hoe leeg hy was, en hoe vernietigend die wêreld sonder God en sonder sy Vader is. Dis alleen op hierdie punt wat meeste mense werklik eers by die Here kan uitkom. Soos 'n Saggeus, soos 'n Matteus, soos die Samaritaanse vrou. Waar jy jou dors besef, die droogte in jou eie hart, tot jouself kom. Hier was ware berou, erkenning van sy sonde, verlange na versoening. Want in hierdie toestand het hy teruggedink aan sy pa. Want terwyl hy daar tussen die varke sit en moet veg vir die pele van die varke, het hy gedink aan die dagloners by sy pa, die eenvoudige werkers. Hulle het oorvloed, hulle het alles. Ek is sy seun en ek verhonger. Wys dat die lewe van gebrokenheid by die Vader beter is as die lewe van selfvernietiging en sonde. En daar het hy besluit om terug te keer. Nie net fisies nie, maar geestelik ook. 'n Wilsbesluit te neem om te draai, om die verkeerde pad te laat staan en om te onderwerp aan die genade van sy pa. Gebrokenheid, nederigheid. Hy sê, laat my terugkom soos voorheen en maak my soos een van u huurlinge. Hy kom nie met eise nie. As jy na God toe kom, kan jy nie met eise kom nie. Here, ek kom nou na u toe en nou moet u vir my sorg in my lewe en u moet hierdie ding en daardie ding doen. Nee, hy sê ek kom net, maak my soos een van u huurlinge. En as u en ek nog voor God wil staan en vir hom wil lewe, regop, vol van onsself, had jy nog nie by God uitgekom nie. As jy by die Vader uitkom, dan sal jy wees soos hierdie, maak my soos die huurling. Ek kom in gebrokenheid, ek het geen regte nie, ek het geen eis nie, ek kom soek net genade. En sy belydenis, ek het teen die hemel en voor u gesondig. Erkenning van sy sonde teen sy pa, maar ook teen God. Ook teen God. Ware berou, bekering. Hier was selfondersoek, hier was 'n erkenning van sonde, hier was gebrokenheid, hier was 'n begeerte om terug te keer. As daar nie by u en my 'n begeerte ooit was om terug te keer na God toe en by hom te wees nie, dat jy nog nie redding ervaar en verlossing nie. En dan die pa, die Vader. Vers 20 tot 21 was die ontvangs gewees. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen.
Hier sien 'n mens eintlik die hartklop van hierdie gelykenis. Hier sien mens ietsie eintlik van die hele evangelie. Die eerste aksie, die seun staan op. En hy gaan terug. Jy moet hier ook besef, die pa het nie gaan haal, die seun gaan haal in die ver land nie. Die seun moes omdraai en terugkeer. Wys sy berou, sy begeerte om weer hierdie verhouding te herstel. En nog voordat hy eintlik 'n verskoning kon aanbied, het die vader hom gesien. Miskien het hierdie pa lank gesit, dag vir dag, en uitkyk op daardie pad wat die seun hierdie dorpie verlaat het en gehoop het hy kom eendag weer terug. En toe hy hom sien, was daar 'n hartlike ontvangs. Ons sien in daardie kultuur was dit as onwaardig beskou vir 'n man om te hardloop, 'n ou man veral. Dit het sy eer aangetas. Jy doen dit nie. Maar hy het dit gedoen. Hy het gehardloop, hy het hom omhels, hy het hom gesoen. Nog voor daar enige verduideliking gekom het, wat eintlik 'n voorbeeld is van die krag van God, die genade van God. Hy wag nie eers op 'n perfekte belydenis van ons nie. Sy liefde is eerste, dis wat Romeine 5 ook sê, hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Wanneer hierdie seun begin praat, dan herhaal hy sy belydenis. Pa, ek het teen die hemel en voor die aangesig gesondig. Hy erken dit met opregtheid. Hy sê ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Hy toon sy nederigheid. Ek wil nie weer herstel word in hierdie familie. Maar nog voor hy die sin kon klaarmaak en sê, maak my soos een van hierdie huurlinge, het die pa hom onderbreek. Dit wys op die karakter van God, dat hy jammer kry. Dat hy hierdie seun van hom sien, en dat hierdie seun 'n uitbeelding is van 'n gelowige wat tot bekering kom en sy geloof in God toon en sy genade ontvang en sy vergifnis. En dat hierdie pa vir hierdie seun dan verder sê, die pa sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Dat na hierdie belydenis sien ons hierdie diep reaksie van die pa, wat vir die diensknegte sê, bring die beste kleed. Trek hom dit aan, sit 'n ring aan sy vinger en skoene aan sy voete. Die kleed was net gegee vir mense, was net gedra in belangrike tye. As daar gaste was, baie gaste, 'n groot belangrike fees of familie bymekaar koms, dan is dit die beste kleed en die pa sê, gee dit vir hierdie seun. En deur dit aan die seun te sê, wys die vader vir hom dat hy nie meer 'n afvallige is nie, maar dat hy herstel word tot volle seunskap in die huis. Gee 'n ring aan sy vinger vir sy hand, 'n seelring. 'n Teken van gesag. Beteken dat die seun weer die volle mag en status van 'n erfgename kan ontvang. Die skoene aan die voete. Net slawe het hoofsaaklik kaalvoet geloop. Maar kinders van die huis het skoene gedra. Dat hierdie pa vir hierdie seun sê, jy's my kind. Jy's nie 'n buitestander nie. Jy's nie meer 'n bedelaar. Jy's nie 'n huurling nie. Jy's my kind. Wys vir ons die aard van God. Hy herstel. Hy herstel waardigheid. Ons lees in Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here, want hy het my beklee met die klere van heil, van verlossing. Hierdie vir ons verduidelik, so ontvang God elke sondaar wat na hom terugkeer. Nie met veroordeling nie, maar met 'n kleed van genade. Vers 23 sê, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood
en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Hy sê, bring die vetgemaakte kalf, slag dit. 'n buitengewone feesviering. Kos vir baie mense, baie sou uitgenooi word. Dit was gereserveer vir spesiale geleenthede. So groot was sy vreugde. As God vergewe, dan is dit oorvloedig. En die Vader sê, hierdie seun was dood, en hy is lewend, hy is weer lewend. Dit eintlik ook die taal gebruik, met 'n diep geestelike betekenis. Hierdie seun was dood. Hierdie seun wat in sonde leef, en dis wat die Bybel vandag ook sê, en vir ons ook wil sê is, as jy in sonde leef, is jy dood. Efesiërs 2 vers 1 sê, julle was dood, julle oortredinge en misdade. Ons wil dit nie hoor nie, ons wil dit nie erken nie. Maar sonde maak jou dood, jy's geestelik dood, jy's verwyderd van God, jy het geen lewe in jouself nie. En hierdie pa sê, hierdie seun was dood, hy het gelewe daar aan die ander kant in sonde, maar hy was dood. Maar nou is hy lewendig. Hy het tot bekering gekom, hy's wedergebore. Soos Jesus vir Nikodemus sê, as jy nie wedergebore word, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy's wedergebore. Hy was dood, maar hy lewe weer. Hy was verlore, maar hy's gevind. En hulle begin fees vier. En dis die tema wat 'n mens so reg deur die Bybel kry. Die klimaks van iemand wat gevind is, wat verlore was. Die hemelse vreugde, vure wat brand. God is nie 'n harde regeerder, maar 'n liefhebbende Vader. En hy soek, en Jesus het gekom. En die doel van sy koms na hierdie wêreld is nog steeds soos dit was, en soos hy in die begin gesê het ook, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. Om met oop arms die verlore seuns en dogters en mans en vrouens terug te ontvang. En as hulle bekeer, en as hulle terugkom huis toe, dan is daar 'n fees. Nie net in hierdie lewe nie, maar die Bybel sê ook in die lewe hierna. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vanmôre dat ons weer opnuut herinner kan word dat U 'n genadige God is. Dat ons nog in die genadetyd lewe, waarin U uitreik na verlore mense. Dat die Paasfees en die Paastyd en die lydenstyd vir ons herinner daaraan, dat U gekom het om te soek en te red wat verlore is. Dat die doel van U sterwe aan die kruis was om ons oortredinge op U te neem. Om ons laste te dra. Dat U die lam van God was wat geslag is vir ons, sodat ons in 'n feesviering met die hemelse Vader kan leef, om vanuit U genade nuwe lewe te ontvang. Ons wat blind was wat kan sien, ons wat dood was en kan lewe. Here, ons bid dat U steeds ook in hierdie tyd in ons eie midde en ook reg oor die land en die wêreld steeds sal bymekaar kom, bymekaar maak. U kudde, die wat U geroep het, die waarvoor U gebid het, wat aan U behoort. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.